Goeiemôre dierbares. Is allemaal weer vir my 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier vanuit my huis met u te kan praat. Dit voel maar vreemd en ons is mos maar gewoon in die kerk en gewoond aan die kansel en al die dinge. Ek mis ook vanmôre die musiek en ek mis die voorsangers, mis ons liedjies en die instrye en maar ons moet ons maar doen soos ons dit nou kan doen. En my gebede is dat God julle almal sal deurdra en vashou. Ek wil graag dan vanmôre vir u voorhou. Ek wil vir u lees hier uit die Bybel uit Rigters 3 vanaf vers 18. U kan saam lees of u kan maar net geduldig luister daarna. Dis hier in Rigters 3 vanaf vers 31. 3 vanaf vers 31. Toe kom na hom Samgar, die seun van Anat, wat van die Filistyne 600 man met 'n osdrywerstok verslaan het. En ook hy het Israel verlos. Hierdie gebeurtenis het plaasgevind 3000 jaar gelede. Daar was seker 'n aanval en dit het uitbeweeg deur die Filistyne, die vyand. En het uitbeweeg en het op hierdie plaas het dit geëindig. In 'n doodgewone plaasboer. 'n Doodgewone man het na vore gekom en met 'n osdrywerstok. Dis daai gedeelte wat so binne deurloop waar die osse vasgemaak word. Met 'n osdrywerstok. Hy het so skerp punt gehad. Het hy gegryp, hy het seker daar rond gelê en hy het hierdie vyand gesien. En toe hy hierdie vyand nou sien, het hy 'n paar opsies gehad. Daar's altyd 'n opsie. Daar is altyd 'n besluit wat jy moet neem. Hy het 'n paar opsies gehad. Hy kon vlug. Roep, kry sy vrou en kinders. Roep en sê vlug vir julle lewens. Maar hierdie man het besluit, hy gaan nie vlug nie. Hy gaan sy standpunt inneem. Hy gaan staan waar hy staan. En hy sien hierdie osdrywerstok lê. En hy het hom gegryp, sê die Bybel, en hy het 600 man daarmee verslaan. Dink nou daaraan, 600 man het hy verslaan. En hy het 'n reuse sukses daai dag behaal. Hy was vereer deur die volk en oornag het hierdie man beroemd geword. Oornag was hy geëerd. Oornag het hy na hoër hoogtes beweeg. So mate dat hy die rigter van Israel geword het. Van 'n eenvoudige plaasboer. En mens weet nie eens of hy 'n baie suksesvolle plaasboer was nie. Van 'n eenvoudige plaasboer tot 'n rigter, tot die eerste minister, tot die staatspresident. Van 'n eenvoudige plaasboer verhoog die Here hom in een oomblik, omdat hierdie man 'n besluit geneem het wat die regte was en hierdie man vasgestaan het. En hy het hom nie laat beweeg deur dit wat hy sien en hoor nie, want hulle moes op hom afgestorm. Dalk was daar perde met 'n oorlogs geskreeu. Dit moes angsvol gewees het, maar hy het hom nie daardeur laat afstoot nie. Hy het besluit, hy gaan hierdie vyand vandag aanvat. Kom wat wil. En hy het dit gedoen. En hy het die oorwinning behaal. 600 man dood. Dit moes 'n klomp gewees wat hier om hom gelê het. 600 man slat hy dood. Nou, ons wil almal graag in ons lewens sukses bereik. En ek gaan van vandag so 'n bietjie wegbeweeg van die normale af. Ons het nou almal gepraat oor die virus en ek gaan nie vandag verder oor die virus praat nie. Maar ek gaan vandag oor ons lewens praat. Ons as kinders van die Here ly so baie kere, dan haal ons nie die paal nie. Dan ly ons in 'n mislukking in. En ons voel, ag Here, hoekom kan ek nie sukses bereik nie?
in my geestelike lewe, in my huislike lewe, ook in my werksomstandighede, behaal ek nie sukses nie. En ek sien hierdie man het nou heel eerste wat, en ek wil op 'n volgende geleentheid weer aangaan met hierdie boodskap, maar heel eerste, net dit wil ek vanmôre met u deel. Hy het begin waar hy was. Hy het begin op sy plaas. 'n Mens soek, ek sien baie kere wag iemand, verskoon, wag vir iets om te gebeur. Hulle wag vir 'n magtige groot deur. Hulle mag vir 'n magtige ding wat die Here vir hulle moet doen. Hierdie man het nie gewag nie. Daar was nie tyd vir hom om te wag nie. Hy het begin waar hy is, op sy plaas, daar op sy erf, daar waar hy gebly het. Hy het daar begin. Hy het nie gewag vir 'n groot oplossing om te kom nie. Hy het nie gewag vir 'n groot aankondiging nie. Hy het nie gewag dat hy moet rang kry of 'n groot posisie bekom nie. Hy het nie gewag vir 'n rang van 'n generaal of 'n kaptein of 'n sergeant nie. Hy het geen rang gehad nie. Hy het begin reg onder. Hy het begin daar waar hy was. Vanmôre is my boodskap aan jou. Begin waar jy nou is. Begin daar aan jou lewe werk. Begin daar aan jou geestelike lewe werk. Begin daar waar jy nou is. Staan op en begin vir die Here iets doen. Hy kyk en hy sien daai osdrywerstok lê. Dit is my so wonderlik dat die profeet vra vir die vrou, wat het jy in jou huis? En sy sê, ek het olie. Jy sien, 'n mens moet iets sê. Daar was 'n osdrywerstok wat daar gelê het. Dit was al wat hy kon gebruik het as 'n wapen. Vandag het ons baie dinge. Ons het gebed. Ons het die woord van die Here. Ons het die Heilige Gees wat ons leer en lei in alle waarheid. Ons het die Here wat by ons is. Nou baie keer sê ons het niks. Nee, is nie waar nie. Daar's altyd iets. Hierdie man het net dit wat hy gehad het, daai oomblikke wat hy kon sien. Ja, daar in sy store was seker gereedskap of ander dinge, maar dit wat hy in daai oomblikke kon kry, het hy gegryp. Hy het dit gevat. En ek neem aan, hy moes 'n baie sterk man gewees het. Maar hy gryp hierdie osdrywerstok en hy begin net daar waar hy staan. En hy begin by die eerste vyand wat na hom toe aangestorm kom, en die tweede, en die derde, en die vierde. Hy begin by nommer 1. Hy begin daar waar hy staan. En het begin met die werk wat hy moes doen. En het begin met die eerste vyand, die tweede vyand, die derde soldaat, die vierde, die vyfde. En hulle het later nie om hom gelê. En hy het nie opgehou nie. Hy het aangehou. Nou, heel eerste is gebruik wat jy het. Die tweede ding, of ek het gesê, daar waar jy is. Tweede, gebruik wat jy het. Die derde, hou nie op nie. Volhard, hou aan om God te dien. Hou aan om goeie werke te doen. Hou aan, sodat God jou kan seën. Moenie ophou nie. Moenie moed opgee nie. Moenie nou gaan lê nie. Hy het die dag gaan lê en val op sy knieë en steek sy hande op en sê, ek gee oor nie. Hier's ek, maak my maar dood nie. Nee, hierdie man, hy het so 'n ding hier in hom gehad. Hy het daai osdrywerstok het hy gegryp en hy het begin, en ek dink, hy het nie skaars gedink, dit was 'n geveg, en ek wonder om 600 man dood te maak. Hoe lank het dit hom gevat? Hy was dalk omsingel, en hy moes rondom hom veg. Nou, vanmôre wil ek vir die gemeente sê, volhard, begin daar waar jy is, begin op die vlak wat jy is. Moenie wag vir groot dinge om te gebeur nie. Moenie wag vir daai wonderwerke wat moet gebeur nie. As die Here my nou 'n miljoen rand gee, dan kan ek nou begin. Of as die Here my nou 'n gawe gee, of as die Here hier in 'n hoorbare stem met my praat, dan sal ek hom kan dien. Dan sal ek van hierdie goedjies kan ontslae raak. Of as die Here nou kom en hy doen dit alles vir my wat ek graag wil hê, en dan sal ek vir hom gaan werk. Jy weet, dis hoe die mens is. Maar hierdie man was nie so nie. Hy het gewerk met wat hy gehad het.
en hy het daarvan 'n sukses gemaak en hy het 'n rigter in Israel geword. Vandag wil ek vir u sê, kom ons begin van hierdie ou plekkie waar ons staan, van ons staan plekkie af, en ons begin vir God hier ietsie doen. Ons begin in ons huise, en ons is nou in ons huise, almal van ons begin ons verhouding met ons vrou, heel eerste met ons man, met my vrou, met my kinders. Vat die vrou, vat iemand, vat die kinders, bring hulle by mekaar, en begin daar waar jy is. Begin dit wat jy het. Begin met die woord van die Here. Begin met hulle almal praat. En weet u wat ons baie keer nalaat, is ons moet begin om te sê, ek is jammer. Jammer vir die foute. En daarvandaan begin ons te werk op na daai pragtige oorwinning toe, wat God wil hê ons moet bereik. Ek wil u nou vandag seën. Ek sal op 'n volgende geleentheid gaan ek weer aan met hierdie boodskap, want daar's 3 groot dinge wat hy gedoen het, dat ek graag weer wil aangaan, maar as gevolg dat ek op WhatsApp praat, kan ek nou nie te lank praat nie. Ek wil julle almal bemoedig, staan vas, begin daar waar jy is, moenie wag vir 'n groot wonderwerk om te gebeur nie, bewerkstellig jy daai wonderwerk, bewerkstellig jy daai oop deur, dan sal jy sien, God werk saam met die wat werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir baie dankie, dat die Here ons deurgedra het tot hierdie môre toe. Baie dankie Here, dat u wil hê ons moet verstaan, dat ons hoef nie 'n kaptein te wees, of 'n generaal, of 'n pastoor, of iets groots nie, maar Here, u kan ons gebruik, net wie ons is. U kan van ons iets maak. En my gebed is dat die Here nou een en elkeen in hulle huise sal versterk, Here, sal aandoen met nuwe krag. Here, dat die Heilige Gees hulle sal inspireer om te strewe, Here, om dit te bereik wat u vir ons ten doel gestel het. Ek dank u daarvoor. Nou wil ek ook vra, Here, bewaar u kinders so in die holte van u magtige hand, weer af die aanslae van die ou vyand. Here, ons trek nou daai bloedkring om elkeen se huis, Here, om elkeen se lewe, waar hulle ook al is, dat die duiwel geen mag het nie. En as die doodsengel kom, dat hy sal verbygaan. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.